Die verbruikersmotiveringsproses verduidelik hoe interne en eksterne kragte individue dryf om 'n behoefte te herken en aksie te neem om dit te bevredig. Hierdie proses behels verskillende stadiums wat verbruikers lei vanaf die identifisering van 'n behoefte tot die neem van 'n aankoopbesluit. Behoefte-erkenning. Die proses begin wanneer 'n verbruiker 'n gaping tussen hul huidige toestand en 'n verlangde toestand identifiseer. Hierdie erkenning kan veroorsaak word deur interne stimuli, honger, dors of eksterne faktore, advertensies, sosiale invloed. Spanning en dryfvorming. Sodra 'n behoefte erken word, skep dit 'n sielkundige spanning of dryfkrag wat die verbruiker motiveer om aksie te neem. Die intensiteit van die dryfkrag hang af van die dringendheid en belangrikheid van die behoefte. Doelwitstelling. Die verbruiker stel 'n doelwit om die geïdentifiseerde behoefte te bevredig, wat die keuse van 'n produk, diens of oplossing kan behels. Doelwitte kan beïnvloed word deur persoonlike voorkeure, kulturele norme of vorige ervarings. Soektog na oplossings. Verbruikers soek aktief inligting oor potensiële oplossings, hetsy deur interne bronne, geheue, vorige ervarings of eksterne bronne, resensies, advertensies. Die omvang van die soektog hang af van die belangrikheid van die behoefte en die kompleksiteit van die besluit. Evaluering van alternatiewe. Die verbruiker vergelyk beskikbare opsies gebaseer op kriteria soos prys, kwaliteit, handelsmerkreputasie en waargenome waarde. Hierdie stadium behels die afweeg van die voordele en koste van elke opsie om die beste pasmaat vir hul behoeftes te bepaal. Besluitneming. Nadat alternatiewe geëvalueer is, neem die verbruiker 'n aankoopbesluit gebaseer op hul gekose oplossing. Faktore soos gerief, emosionele aantrekkingskrag en sosiale validering kan die finale keuse beïnvloed. Gedrag na aankoop. Die proses word afgesluit met 'n evaluering na aankoop, waar die verbruiker bepaal of die produk of diens aan hul verwagtinge voldoen het. Positiewe ervarings versterk tevredenheid en lojaliteit, terwyl ontevredenheid tot spyt of klagtes kan lei. Die verbruikersmotiveringsproses is 'n dinamiese reis wat begin met behoefteerkenning en eindig met evaluering na aankoop. Deur elke stadium te verstaan, kan besighede strategieë ontwerp om verbruikersbesluite te beïnvloed, vertroue te bou en kliëntetevredenheid te verbeter.